Hallo, ek is Dominee Adrian Botes van Leidenburg en ons gesels nog steeds oor ons tema geloof en praktyk. En vandag praat ons oor Israel. Ons lees in Hebreërs 11 vers 29. Deur die geloof het hulle die Rooi See deurgegaan soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars toe hulle dit probeer het, verdrink het. Die Israeliete se geloof in God was getoets in daardie laaste dae van hulle verblyf in Egipte. Hulle het die bloed van die paaslammers op die deurkusyne gesmeer en die Pasga ete geëet gereed om daardie aand uit Egipte te trek en God het hulle nie teleurgestel nie. Daardie aand het hulle getrek. Die ding van beproewing is dat daar nie net een in ons leeftyd oor ons kom nie. En die beproewings is nou ook altyd ver uit mekaar verwyder nie. Ons moet hier verskillende beproewinge gaan voordat ons aan die einde van ons lewens die oorwinnaarskroon ontvang. En dit was ook die geval met die Israeliete. Hulle het getrek tot by die Rooi See, maar die Farao het weer sy hart verhard en hy het vir die Israeliete met sy hele stryd waamag agterna gesit. En die Farao het die volk teen die see vasgekeer. Ons weet vandag waar die Israeliete deur die see oorgetrek het, want hulle het die strydwawiele en oorblyfsels onder die water gekry, en julle kan dit mag gerus op YouTube gaan kyk, is baie interessant, hoe hulle die strydwawiele daar onder die water kry. En die plek waar die Israeliete gestaan het, was soos 'n kraal, want daar was net een pad in en uit deur die berge. En by die seestrand was daar kraanse aan beide kante. Daar was letterlik nêrens omheen te gaan nie. En die Here het vir Moses beveel om sy staf vir die water te hou, en daar die hele nag het 'n wind gewaai en die waters oopgekloof. En die Here het tussen die Israeliete en die Egiptenaars gaan staan, en die Egiptenaars kon nie die hele nag nie verder kom nie. En die volgende dag was daar 'n pad deur die see. En die waters het soos 2 hoë mure aan beide kante van die pad gestaan. Dit moes in sigself 'n geweldige ding gewees het om te aanskou. Wie het nog ooit so iets gesien? En die Here beveel toe vir Moses dat die volk moet deurloop. Kan jy jou dit indink? Wie sê dat die waters nie sal terugval nie? Wie sê dat die grond nie so modderig is dat die mense met hulle diere en alles nie daar kan deurgaan nie? En die volk het 'n tree van geloof gegee en hulle voete op die seebodem geplaas en die grond was droog. Hulle het geloop en die waters het nie op hulle geval nie en hulle kon almal deurgaan veilig tot aan die ander kant. En die Here het wegbeweeg voor die Egiptenare uit en hulle het die volk deur die see agterna gesit. En die Farao en sy weermag het nie in geloof in God deurgegaan nie en hulle het vasgesit. Die Here het die waters oor die Egiptenare laat terugval en hulle het almal verdrink. Wat beteken dit vir ons? Ek dink daar is 'n paar dinge wat ons hier kan leer, veral oor ons geloof. Ons is ook in 'n vreemde wêreld wat teenoor ons vyhandig is. En is asof ons met ons rug teen die see staan met kraanse aan beide kante en ons kan dalk selfs probeer in hierdie tyd om vrede met die wêreld te maak sodat ons nie in hierdie benoudheid is nie. En die probleem is dan, as jy aan die ander kant kom, sal jy nooit God se groot verlossing ervaar nie. As ons soos die Egiptenare aan die ander kant probeer kom deur sonder geloof in God, sal ons soos Farao met sy strydwaans vassit. Met ons strydwaans van geld en goeie werke of selfs godsdienstigheid. Maar jy sal nie aan die ander kant kom nie. Ons kan soos die Israeliete ons geloof in God se vermoë plaas om te red wat hy in Christus Jesus vir ons bekend gemaak het. En Jesus is die weg en die waarheid en die lewe en die enigste manier hoe ons by die Vader kan uitkom. Hy is die nou pad, hy is die smal deur. Hy is die rots en vaste grond waarop ons hoop. En hy sal ons verlos as ons sy naam aanroep en in geloof en vertroue omvolg, al gaan ons ook deur diep waters. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, neem ons by die hand dat ons U kan volg. Laat ons in geloof lewe en op U vertrou. Laat ons nie bang wees nie. Amen.